Buffelbul van Inyatikulu, episode 36. En so vat dit die beste deel van die oggend om die buffels op Barend se klein plaasie reg agter die Teron-veeartspraktyk te besorg. Maar wat maak dit saak, dink Luka by homself. Hy is nie alleen met sy eie gedagtes nie, want Larry is hier by hom in die Land Cruiser en hy geniet elke oomblik saam met haar. Sy het koffie en broodjies ingepak en daar is droë wors en sjokolade waaraan hulle die heeltyd peusel. Hulle ry eers deur Nelspruit en daarna is die dorpie in sig waar die Tronpraktyk is. Vandag ry hulle nie deur die klein dorpie nie, hulle ry reg rondom die dorp en wanneer die trok met die jong verse uiteindelik stilhou, ry Luka eers verby om die lang sementpalisades waarvan die heining rondom die plaasie gemaak is te gaan inspekteer. Intussen bedui 'n Zak en sy pa vir die trok warm in te ry en warm te gaan stilhou. Dinge lyk nou anders as toe hulle laas hier was, besluit Luka en Larry terwyl hulle daaroor gesels. Hier is gewoeker en gewerk. Die heining van sementpalisades is heeltemal voltooi. Die huis is ook oorgeverf. Daar is nuwe stalle vir die buffelverses aan die agterkant van die huis en op een hoek van die plaas is die groot hokke van oogiesdraad waarin Zak se roofvoëls pasiënte kan herstel ook nou klaar gemaak. Luka hou 'n end van die trok wat die buffels aangery het stil en hy klim uit en stap rondom die Land Cruiser se deur aan die ander kant oop te maak. Maar daar moet hy natuurlik eers weer wag dat Larry agter 'n videokameraatjie aanskrop. Hier gaan ons vandag aksie wees en natuurlik is daar ander goed ook wat sy wil afneem, want haar wakker oogies het lankal die hokke met die bedremmende aasvoëls aan die ander kant van die inrypad opgemerk. En dit is waarheen sy nou mik, haastig, en Luka stap maar saam. Net as sy begin afneem, kom Zak Tron aangedraf stap. Kan julle dit glo? Roep hy van ver af. Skaars was ek en Carrie terug van ons honeymoon af, of 'n klomp voëls word vergiftig by Lionspruit hier naby in Marlotspark, en ons moet inspring om te gaan red wat daar te redde is. 'n Klomp is dood op die spot, maar danksy RW Stromberg se kennis en ekspertise kon ons 'n hele paar van die pragtvoëls red. Hier is nog net 'n paar wat baie swak was oor, maar ons het intussen almal gering en selfs party van hulle met sendertjies toegerus, sodat ons kan sien hoe wyd hulle vlieg. En dit is ver en hoog, sê ek vir julle. Mag ek hierdie video op my kanaal gebruik, wil Larry weet. Asseblief ja, sê Zak, jy kan ook noem dat die voëls gering is, en as iemand dan iewers van die aasvoëls optel of het raak sien, moet hulle ons laat weet. Hoe meer mense bewus is van ons program, hoe beter. En sal jy later met my daaroor praat, dan kan ek 'n deel van my video daaraan wy, vir Larry natuurlik dadelik weet. Luka glimlag effens. Larry klink deesdae soos 'n wafferse joernalis met haar YouTube-kanaal, wat sy vreeslik ernstig opneem, en hy hou nogal daarvan. Op daardie oomblik waai die manne van die trok en roep na hom. Die huiskraan gaan die houers met die buffelverse aflaai. Dan gaan hulle die deure agter oopmaak en die koeie gaan in hulle nuwe kamp vrygelaat word. Luka moet by wees om dit te sien gebeur. Die keer drafstap Larry agter hom aan. Daar is 'n leer aan die een kant van die skeephouer en baie van die mense staan nou op die dak daarvan. Luka maak eers seker dat Larry ook veilig bo is en toe gee hy die teken dat hulle maar kan oopmaak. Eers huiwer die verse daar binne. Hulle het nogal veilig gevoel, so naby aan mekaar, tydens die geweg van die trok. Nou is hulle terug op moeder aarde en die deur is oop agter. Hulle wonder seker, wag daar nog 'n hindernis of twee op hulle na dese. Luka weet mos, die diere is baie slimmer as wat mense ooit sal dink. Maar dan besluit Susie, die leier van sy girls, dit is veilig en sy storm uit na die voerkrippe daar naby.
Sy eet asof al die lucern en gras net vir haar bedoel is, en toe gaan drink sy en haar susters die krib amper leeg. En Larry lag lekker terwyl haar kameraatjie bly loop. Sonpanele en 'n pompie sorg dat daar altyd water in die krib sal wees en 'n alarmpie skree in die hemele soos wat die pomp moet bly werk om voort te bly. Hemel, nou is ek ook skoon honger en dors, spot die bestuurder van die trok en kyk dankbaar toe hoe Lala en Carly met borde vol toebroodjies en 'n mandjie vol koeldranke daar aankom. Verversings voordat hulle weer moet omdraai en terugkeer na die basiskant daar naby Hoedspruit, sonder Luca, want hy en Larry gaan eers vir 'n dag of 2 hier agterbly. Uiteindelik stap Larry ook nader en neem 'n koeldrank. Luca eet net een van die lekker toebroodjies. Al wat hy en Larry nog die hele oggend gedoen het, was om te eet, en haar broodjies is vir hom lekkerder. Kyk hoe mooi is jou buffel, meisies, Luca, prys Carly hom. Ja, dankie, mooiste ooit, stem Luca saam. Hy het nie regtig bedoel om vir Larry te kyk terwyl hy antwoord nie, maar terwyl Carly dit nou noem. Alles aan haar is net mooier en ouliker as enige vrou wat hy nog ooit in sy lewe in sy arms gehou het. Vir hom in elk geval. Hoe gaan dit met Goliath, die slang, wil Carly weet. Goed gelukkig, laaste wat ons gehoor het, antwoord Larry nou namens Luca. Ons het julle nog nie gesien vandat julle terug is van julle witbrood af nie. Vertel bietjie vir ons, was dit lekker? Dit is paradys vir ons was. Ons het foto's om vir julle te wys. Luca, as die gogga jou ooit eendag byt, gaan kyk hoe lyk dit daar by die hotel waar ons tuis was. Wat se gogga? Vra Luca. Ek hoop nie jy praat van die troukoors wat met julle gebeur het nie. Daai gogga byt my mos mis. Die volgende oomblik kyk Carly lank en ondersoekend na hom en toe skud sy haar kop. Nee, ek praat nie van 'n gogga wat jou behoort te byt nie. Ek praat van 'n skoot uit 'n pyl en boog en ek dink jy het die skoot hoog deur. Wat het ons byvoorbeeld hier? Sy vryf oor sy hare en toe bring sy 'n blaartjie tevoorskyn. Kyk daarna en gooi dit weg. Amper dog ek nou net dit was 'n pyltjie. Maar sterkte Luca, ek dink nie jy weet mooi wat jou getref het nie. Moet almal nou na hom kyk, asof hy nie in staat is om sy eie lewe uit te sorteer nie, wonder hy geïrriteerd. Gelukkig is Larry weer besig om binne in die buffelkraaf af te neem, tussen sy verse. Hy beter gaan seker maak dat die girls nie te eie raak met haar nie. Op daardie oomblik kom Barend se vrou Benita met die Cayenne ingery. Sy het vir klein Benji by die skool gaan haal. Die mannetjie los nou sy skooltas net daar binne in die kar en spring uit om te kom groet, voor op die waas soos altyd. En die volgende oomblik is hy ook in die kamp en tussen die jong verse. En toe niemand kyk nie, kry hy homself bo op Susie, die hoofmeisie van die buffelmeisies. Hy gaan op 'n kalf ry, of die buffel nou daarvan hou of nie, en daar is nie 'n vooraf waarskuwing nie. Susie begin spring, en Luca hardloop om die dame aan die eerste 10 cm van haar horingsbeet te kry en vas te hou. As die kind afval, gaan sy dalk op hom trap en hom probeer horing. Baren en Zak is ook gelukkig by. Dit is Zak wat die kind iewers tussen hemel en aarde raakvat, toe Susie hom afgooi. Hy dra hom uit die kraal, en natuurlik is Luca se meisies almal nou omgekrap. Susie weeg al heel wat meer as Luca, en sy loop met hom met haar horings teen die pale heining aan die binnekant van die plaasie vas. Ag nee, nog blou kolle en seerplekke, dink Luca vir 'n oomblik, maar dan vat Barend haar aan die ander kant ook vas, en sy raak rustig, voordat daar weer skade aan sy lyf kan gebeur. Luca, het jy seer gekry? Larry se bruin oë is groot van skok. Sy wil sy hemp loskoop. Natuurlik nie. Ek het is al erger rondgestoot deur groter swaar gewigte. Spog hy en vat haar hande weg. Hy en sy sal vanaand die skade onder die stort bekyk.
Net hulle twee, nie voor die ander mense nie. Is jy alright, Luka? Wil Zak ook weet met die terugkom. Ek hoop nie, jy het 'n rib of twee in die proses afgeskryf nie. Nee man, genadiglik nie. Dankie vir julle almal se vinnige reaksie. Jou klein boet moet ons net waarsku as hy dalk weer so triek wil doen. En hy moet dit asseblief nooit op sy eie waag nie. Wel, ek het vir hom gesê, hy bly nou buite die heining, want sy pa gaan mos niks aan die situasie doen nie. Zak gluur sy pa aan, wat vanselfsprekend mos sy pa ook is. Toe sê hy, mens moet grense stel. Kinders moet weet wat hulle mag doen en wat nie. Dit is hoekom ek besluit het om nooit 'n kind van my eie te hê nie. Party mense is nie toegerus om kinders op te voed nie. Ja, soos ek ook, erken Barend, die dat ek sterk en kwaai vroue gekies het om my seuns in die wêreld te bring. Waar kom hierdie skielike buffelry stories van Benji vandaan? Vra Zak. Wie het vir hom vertel dat hy op Kaller se rug kan klim en hulle kan ry? Yellowstone, sug sy pa, die cowboys en die rodeo manne in Yellowstone. Jy kan nie dat jou kind Yellowstone kyk nie. Weet jy hoe hoog is die ouderdomsbeperking op daardie reeks? Mense sweer Zak is die pa en Barend die kind, soos wat hom nou aanvat. Boonop is dit net moord en doodslag en seks, pa, nudity. Nee, ek laat nie my kind na seks kyk nie. As ek sien dit gaan gebeur, stuur ek hom om vir my en sy ma te gaan wyn skink en vir my 'n bier te gaan haal. Zak duins vir 'n oomblik geskok terug en toe dit lyk asof hy met die 10 gebooie en veel meer gaan lostrek, lag sy pa 'n keer. Dis 'n grap, my eersgeborene, net 'n ou grappie. Intussen het die buffels daarom weer gekalmeer. Luka los Susie se horings en draai na Barend. Eintlik het ek nie regtig 'n probleem daarmee dat mense met die koeie speel of hulle hanteer nie. En die verse se lywe is al sterk genoeg om 'n seentjie se gewig te dra. As Benji ons net volgende keer sal waarsku voordat hy opklim, kan ons die vers vir hom vashou. Elke bietjie aandag van mense en hanteerders gaan maak dat hulle later makliker gemelk gaan word. Hulle kon net sowel daaraan herinner het dat die koeie op 'n stadium gemelk gaan word. Buffelmelk is perfek vir die maak van mozzarella kaas, so laat hy dit sommer nou doen en vir hulle daaraan herinner. Ek wens ek kon Benji vang net toe hy op die kalf geklim het, sterk Larry om boonop in sy kwaad. Dit sou 'n baie mooi video gemaak het, maar ek dink ons almal was bietjie ontkant bekrap en ek het geskrik. Jy reken? Barend kyk 'n oomblik na haar en toe roep hy, Benji, kom hier ou seun. Wat? Gaan jy die kind weer laat opklim? Vra Luka. Jep, dis net mooi dit wat ek gaan maak. Sjoe, jou vrou gaan jou doodslaan, waarsku Zak. Wees bang vir sy vrou. Jy, vra Barend, vir Carly. Die manne begin lag. Carly kan los onder Zak se arm deurstap, so klein is sy. Net toe is klein Benji daar by sy pa. Wil jy weer ry? Vra Barend. Ja pa, want ek het mos nog nie gery nie. Julle het my afgehaal voordat ek my sit kon kry. Nou toe kom. Luka kyk sy verse deur. Stini is die een wat die minste geplaas oor wat mense aan haar doen. Hy vat Stini se horingkies ook vas en praat mooi met haar. En toe knik hy vir Benji. Jy kan maar opspring, ou seun, en as jy in die toekoms wil ry, moet jy dit net nooit alleen doen nie. Daar moet altyd groot mense by wees. En Benji spring op, net soos wat hy nou gedoen het, en hy hou haar nek styf vas. En vir 'n oomblik staan sy, maar natuurlik, net toe die seun se ma uitkom om te kyk waar almal bly, toe smyt Stini hom, dat hy met 'n boog trek, met sy splinter nuwe skool se klere en al. En Barend en Lukas in die moeilikheid, al het Benji ongedeerd uit die stof opgestaan en homself begin afskud. Maar Larry het haar video gekry. Mag ek dit ook op my YouTube kanaal gebruik? Vra sy en wys vir Barend. Ja, kom nie, ek kan mos nie eintlik die kind se gesig sien nie.
As Kevin Costner dit sien, speel my jongste in elk geval in die nuwe Yellowstone reeks. Die man het inderdaad potensiaal. Gee, laat ek weer kyk. Splinter nuwe uniform, raas Benita. Nuwe trui, te groot gekoop, dat Benji dit volgende jaar weer kan dra. Nou is die trui flinters en daarmee heen. Het jy ook agtergekom dat die trons meer besorg is oor 'n stukkende trui? Is 'n gebreekte arm, Larry? Vra Dokkiete van ander kant die heining af. Dis maar goed dat my broer met seuns geseënd is en nie dogters nie. Die dat ek besluit het om nie my eie kinders te hê nie. Nooit ooit nie, hou Zak weer vol. Famous last words, verklaar Luka. Is dit nie wat jy ook gekies het nie, Luka? Vra Zak. Ag, mens kies nie altyd nie. Soms te gebeur het net met 'n mens. Of dalk gebeur het nooit met 'n mens nie. Maar dit is nie asof Luka vir die res van sy lewe na sneesies sal gryp en trane gaan stort omdat hy nie geseënd was met 'n huweliksmaat of 'n kind nie. Is daar nie 'n moontlikheid dat iemand later in sy of haar lewe gaan dink, miskien moes ek maar die sprong gemaak het nie? Hou Zak vol. Wel, vir my was dit 'n kwessie van hoe ouer ek geword het, hoe sekerder was ek dat dit liefs nooit moes gebeur het nie. Die kleintjie kry storie, let wel, voeg Luka by. Maar dit is hy, voeg hy in sy gedagtes by. Ander ouens mag dit seker anders ervaar, hoe ouer hulle word. Van die trou en vestig ding weet hy egter nou nie meer so mooi nie. As hy na Larry kyk, dan wens hy dat hulle vir so 'n rukkie by mekaar mag wees, voordat een van hulle belangstelling kan verloor. Nie net in die lakenkaskenade gedeeltes nie. Hy kan aan 1000 ander goed ook dink, wat hy graag saam met haar wil doen. Soos kos maak in sy kombuis. Hulle kombuis. Gaan kamp, daar waar Henko en Corlia tussen die leeu's film maak. Hy wil gewone goed ook saam met haar doen, soos om flieks te kyk. Dalk nog na hierdie Yellowstone, waarvan hulle nou praat. En hy wil na haar gesig kyk en iets geniet wat sy geniet. Hy wil haar beskerm teen die seerkry en aaklighede van die lewe. En hy wil in die aande in dieselfde bed as sy aan die slaap raak. Of daar iets meer en spesiaal gebeur of nie. En dan wil hy haar in die oggend met 'n koppie koffie wakker maak. Ergste is, hy wil graag haar kinders ontmoet. Nog nooit tevore het hy belang gestel om een van sy ander minderjariges se kinders beter te leer ken nie. Maar regtig, dit beteken nie dat hy skielik daaraan dink om te trou nie. Nee, Luka Willemse is nie troumateriaal nie.